Mag dit al reeds die hart om aanraak het ook vir die woord wat nou na ons toe gaan kom. Geliefdes, as u die woord van die Here saam met u gebring het, wil ek u dan nooi om dit oop te maak ook daar by die evangelie volgens Johannes. Evangelie volgens Johannes. Ons gaan uit die hoofstuk 20, gaan ons vanaf vers 19 gaan ons saam lees, die evangelie volgens Johannes, vanaf hoofstuk 20 van die vers 19 af. Terwyl ons die woord van die Here dan ook oop het vir ons vanmôre, kom ons raak net vir 'n paar oomblikke ook stil voor die Here terwyl ons net so sit. Here Jesus, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg wat ons het vanmôre om op hierdie dag by mekaar te kan kom in hierdie gebou, hier waar u vir ons dan by mekaar geroep het as die gemeente van Christus, van die evangelies gereformeerde kerk van Suid-Afrika, vir elke besoeker wat vanmôre saam met ons hier is, vir elkeen wat saam met ons hier is om saam die aangesig van God te soek. En Here, is dit ons begeerte vanmôre dat ons anderste hier sal uitstap as wat ons hier ingestap het. Here, ons bid vir hierdie woord wat ons nou gaan lees en ook dan die oordeenking uit die woord uit vanmôre. Ons bid dat u ons gedagtes sal kom bind, dat daar niks is wat ons aandag sal aftrek nie. Ons bid, Here, dat u ook vir ons sal laat fokus vir hierdie paar oomblikke wat ons nou saam met u is. Dat ons ook sal verstaan wat u in die woord vir ons wil leer vanmôre. Dankie, Here, dat ons ook vir hierdie blaadjie wat ons in die hand het, in hierdie week kan gaan voorbid, vir elke saak wat daarop is, vir elke naam, vir elke sieke. Here, hulle wat in hierdie week ook siek was, en wat ons in gebed kon gedra het, en wat vanmôre hier saam met ons is. Ons wil vir u dankie sê, waar u groot doen, in mense se lewens, in die liggaam, maar ook in die getuienisse wat ons hoor, van hoe u voorsien, vir ons hier kom eer vanmôre. En nou, Here, wil ons maar net ook ons harte kom oopstel vir u, vir daardie seëninge wat u beloof, wanneer ons na u toe kom. En daarom, Here, wil ons nou laag aan die voete van Jesus kom sit. En ons wil vra, Here, spreek u met my. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Die skriflesing is vanmôre uit die evangelie volgens Johannes in hoofstuk 20 en ons gaan van vers 19 af saam lees. Net so vinnig vooraf, ons is nou net na die Paasnaweek, die opstanding van Jesus Christus. Hy het uit die dood uit opgestaan en die verskyn hy aan sy disippels. Nou hierdie gedeelte beskryf vir ons daardie aand waar die disippels saam was, daar in 'n vertrek. En hier is Jesus ewe skielik in hulle midde, nadat hy opgestaan het. Kom ons gaan lees dan van vers 19 af. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. En die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. Net tot sover die lees in die wonderlike woord van die Here, van iets wat gebeur het in die lewe van die disippels van Jesus, net na Jesus se opstanding, waar hulle daar saam verkeer het in daardie vertrek
daardie eerste dag van die week, daardie aand, het hulle daar by mekaar gewees. Nou ek wil vir die doel van die boodskap vanmôre die aandag fokus op vers 19 waar daar staan, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. Hy herhaal dit in vers 21, Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. En ek wil vanmôre dan hieruit met die praat onder 'n tema, vrede vir julle. Hierdie vrede wat ons hiervan lees vanmôre, het te doen met vrede met God, maar ook die vrede van God. Wanneer 'n mens vrede het met God, vul hy ons ook met die vrede van God. Om vrede met God te besit, moet daar ook eers vrede met God wees. Die woord vrede se teenoorgestelde is oorlog. As ons nou maar dink daar in die Midde-Ooste waar daar 'n oorlog aan die gang is, daar is beslis nie vrede nie. Daar is vrede onderhandelinge en daar is nie nou meer geskietery nie, is 'n skietstilstand, maar daar is nog nie vrede nie, want daar is nog oorlog. Nou, met die vrede van God is daar nie plek vir oorlog nie. Die Here Jesus Christus het ook aan sy disippels gesê in Johannes 14 verse 27, hy sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. Die vrede van God stel ons in staat dat ons werklik waar nie hoef bang te wees nie. Die vrede van God is nie plek vir oorlog nie. Hierdie woord vrede wat in vers 27 en ook in die geleesde gedeelte dan gekry het, sy betekenis harmonie tussen twee partye. Jesus se vrede bring herstel en bring harmonie van iets wat verkeerd geloop het. Daar is herstel tussen die mens en God as gevolg van die kruis en die opstanding en Jesus bring sy vrede. Daar het herstel plaasgevind. Daar het ook herstel gekom deur die kruis en die opstanding tussen mens en mens. En dit is die vrede wat God na ons toe bring. Jesus sê, vrede vir julle. Kom ons gaan kyk bietjie na hierdie paar verse wat ons saam gelees het. Wat was Jesus se doel gewees by sy disippels? En wat is die doel vir ons ook dan vanmôre as gemeente, maar ook as individu? Wat wil die Here vir ons kom sê? Vrede vir julle. En ons praat dan vir die vrede van God. So ons kyk bietjie na die vrede van God. En die eerste gedagte wat in hierdie gedeelte uitkom is, die vrede van God verdryf vrees. Wanneer God se vrede kom, word vrees verdryf. Vers 19 sê vir ons, en toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en hulle gesê, vrede vir julle. Die disippels het uit vrees vir die Jode hulle self gaan toesluit. Nou hierdie disippels was baie onseker na die dood van Jesus. Daar was baie verwarring gewees. En dit is eintlik wat hierdie onsekerheid doen aan mens. Dit bring 'n vrees in 'n mens in. Hulle het nie geweet wat die Jode nou met hulle gaan maak nie. As jy die verhaal gaan lees na die opstanding, sal jy sien toe Jesus opgestaan het uit die dood uit, het die Joodse geestelike leiers, die kerkleiers, 'n gerug versprei dat die disippels van Jesus sy liggaam gesteel het en gesê het dat hy gaan opstaan uit die dood uit. Die onsekerheid van wat met hulle nou gaan gebeur, het hulle met vrees laat oorval.
En hier verskyn Jesus ewe skielik daar in hulle midde. En hy bring hierdie boodskap, hy sê, vrede vir julle. Dalk was daar 'n onsekerheid en 'n twyfel of Jesus werklik opgestaan het ook in die gedagtes van die disippels. Dit het dalk die vrees verder gevat, want die woord van die Here sê dit vir ons ook daar in Matteus 28, 16 en 17. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het, en toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Daar was 'n twyfeling, was dit nou werklik Jesus gewees? En hierdie twyfel, hierdie onsekerheid, boesem dan vrees in. Want wat moet ons nou eintlik die Jode antwoord? Nou vrees is 'n gevolg van die sondeval. Voor die sondeval was daar nie 'n vrees in die mens nie. Adam en Eva het in harmonie in die tuin gewoon saam met God. Na die sondeval het hulle 'n vrees gehad, omdat hulle besef het wat hulle gedoen het. En hulle besef dat hulle is nou sondaar mense gewees. Hierdie vrees veroorsaak ook onsekerheid. Die Here Jesus het gekom om die vrees van die sonde weg te neem en die vrees van God te kom herstel deur sy vrede wat hy kom gee. God se vrede herstel daardie vrees van die sonde en vir die wêreld en van die onsekerheid kom verander hy met die vrees van God en hy kom herstel dit weer. Hy kon hulle daar vermaan het, hy kon hulle veroordeel het toe hy daar in hulle midde was. Ja, julle is swak gelowiges. Nee, Jesus kom en hy groet hulle met hierdie woorde, vrede vir julle. Dit is dalk vanmôre die boodskap wat die Here vir u en vir my in ons harte wil kom gee. Daar is dalk 'n onsekerheid vanmôre. Daar is dalk 'n onstuimigheid in ons lewens. Die Here wil vir ons kom sê, vrede vir julle. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld vrede gee nie. My vrede is anderste. Die vrede daar in die Midde-Ooste is nie vrede wat hulle mee besig is nie. Daar's 'n oorlog. God se vrede het nie plek vir 'n oorlog nie. En dit is waar die Here ons wil bring. Dat ons vanmôre sy vrede sal ontvang. En sy vrede 'n bewusmaking sal bring dat die vrese uitgedryf word en dat die vrees van God weer in ons wakker sal maak sal word, weer in ons sal begin lewe. Hy vat ons bietjie verder, hy sê, vrede van God bevestig ook ons saligheid. Daar is baie mense wat twyfel, is ek nou werklik gered of is ek nou nie werklik gered nie? Die vrede van God kom gee vir ons daardie versekering. Wie die seun het, het die lewe, wie nie die seun het, het die lewe nie. Johannes het getuig daarvan. Nou sien ons in hierdie gedeelte wat ons gelees het in vers 20, en nadat hy dit gesê het, vrede vir julle, wys hy hulle sy hande en sy sy, en die disippels was bly toe hulle die Here sien. Die Here sê vir hulle, vrede vir julle. Maar hy sê nie dit nie. Hy wys sy liefde vir die mense. Hy wys sy vrede in sy hande en in sy sy. Die Here kom gee 'n bewys vir ons van daardie vrede wat hy na ons toe bring. Jesus se wonde is 'n teken van sy vrede met die mens en dat hy daardeur die saligheid ook beskikbaar gestel het vir die mens. En daardie saligheid is beskikbaar deur die vrede van Christus wat hy gedoen het ook vir ons. Hierdie disippels het dit geweet, want hulle het die Ou Testament geken. En in Jesaja 53 vers 5 staan daar geskrywe, hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Sy vrede het vir ons die saligheid gebring, met ander woorde. En deur sy wonde daar vir ons genesing gekom.
deur die wonde van Jesus, het daar vrede gekom met God. Daardie vrede wat die mens eintlik na smag. Dit beteken dat die mens nie meer in vyandskap met God is nie. En jy hoef nie so te lewe nie. Want daardie vrede bring vir ons die saligheid wat beskikbaar is binne in Christus. En wanneer die mens hierdie vrede ontvang jy die saligheid. Want die vrede openbaar God se wil vir ons. God se pad, waarom hy aan die kruis gesterwe het. Vers 20 wat sê, en die disippels was bly toe hulle die Here sien. Die Here openbaar hom aan hulle. Nie net deur te sê vrede vir julle nie. Hy wys dit ook vir hulle. En hulle oë het oopgegaan deur die openbaring van Jesus aan hulle. En hulle was bly gewees. Hierdie woordjie bly beteken, het beskryf hom so in die Woordeboek, calmly happy, to be full of, om vol te wees van die blydskap van God. Die disippels se harte was gevul met sekerheid van Jesus Christus se vrede. En nou ervaar hulle nie net vrede met God nie, maar nou besit hulle die vrede van God. Daai vrede wat Christus vir ons wil bring, moet deel word van ons lewe. Dit is wanneer ons tot op daardie punt kom, dat ons besef wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, en dat ons ook 'n sondaar mens is, maar dat ons moet oorgee aan die Here Jesus Christus. En dit is die sekerheid wat dan geplant word van die saligheid. En dit het dan ook 'n uitvloei vir vrede na die wêreld toe. As ek en jy nog nooit vrede met God gemaak het nie, kan ons nie die vrede van God besit nie. Kan ons nie die vrede na die wêreld toe laat uitgaan nie. Jy sien, dit kan nie vrede met die wêreld hê in vyandskap met God nie. Ons kan nie in vyandskap met die wêreld wees en vrede met God nie. Nee, dit werk nie so nie. Want dan is die vrede van God nie deel van ons lewens nie. Vrede met God word die vrede van God in my, wat uitvloei na buitekant toe. Die vrede van God verdryf die vrees, sodat ons ook tot daardie punt kan kom, waar ons die bevestiging kry van die saligheid, nadat hy ons siele gered het. En dan gaan hy verder. Die vrede van God bevestig ons roeping. Die Here het ons gered, en hy het 'n doel met wat hy wil hê ons moet doen. Die kerk het 'n doel, en ons as individu het 'n doel binne in God se doel, binne in die kerk. Ons sien in vers 21, Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Daar is die roeping van God na die kerk toe. Nadat Jesus dan gesien het, dat hierdie disippels se vrees vervang is met die vrede van God, kon hy hulle hierdie entjie verder vat, en sy wil ook aan hulle openbaar. En God se wil vir die disippels was, om die werk van Christus hier op aarde voort te sit, nadat Jesus opgevaar het na die hemel toe. Vers 21 wat sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Die Here stuur die kerk, om die werk van Christus voort te sit. Die kerk se opdrag is, om die werk van Christus verder te neem. Die werk behels, om die vrymakende evangelie na die wêreld te vat. Maar daar moet eers 'n sekerheid in my hart wees, voordat ek hierdie opdrag van God kan verstaan. Want as ek nog nie by daardie punt in my lewe gekom het, om die saligheid van Jesus te ontvang nie, gaan ek nie hierdie opdrag verstaan nie. Gaan ek hierdie opdrag versuim. En al wil ek die opdrag uitvoer, gaan dit nie suksesvol wees nie. Want ons staan nog steeds buite die vrede van God. Ons as gemeente moet deel aan hierdie opdrag van Christus. As ons nie besig hou met Christus se opdrag nie, ontbreek die vrede van God ook hier in ons gemeente. Sonder die vrede van God kan ons nie deel in hierdie opdrag nie. Net voor die Here Jesus Christus se hemelvaart het hy die laaste keer ook met sy disippels gepraat,
En hy sê vir hulle daar in Markus 16 vers 15. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Die opdrag was aan die disippels. Wat het die disippels gedoen? Hulle het uitgegaan, hulle het die evangelie gaan verkondig, hulle het kerke geplant en die kerk moet hierdie opdrag dan verder geneem het. Dit het nog nooit verander tot in vandag se tyd nie. Ons het nog steeds dieselfde opdrag. In Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, soos wat julle gaan, maak disippels van al die nasies. Die wonderlike hiervan is dat ons dit nie uit ons eie krag hoef te doen. Ons het nie nodig. Die opdrag staan. Die opdrag is daar. Maar saam met hierdie opdrag kom die Here Jesus Christus en hy kom rus ons toe. Hy gee vir ons die nodige toerusting wat ons as gemeente, as kerk, as individu sal kom in staat stel om dit te kan doen wat hy vir ons vra om te doen. En dit kom weer by die vrede van God. Die vrede van God ontsluit God se krag in ons. Wanneer jy gered word, ontvang jy die Heilige Gees. Nie 'n bietjie nie. Jy ontvang die volheid van die Heilige Gees. Die Here gee vir jou alles wat jy nodig het. Maar die vrede van God kom en hy ontsluit daardie krag wat reeds binne ons is. Vers 22 sê die Here, en nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Om die werk van Christus te doen, is die Heilige Gees se toerusting noodsaaklik. Die vrede van God, wat ons met God het, wat gevul is met ons, en wat ons moet uitlewe, gaan die werking en die toerusting van die Heilige Gees in ons lewens ontsluit. Jesus Christus sê, ontvang die Heilige Gees. Hierdie woord ontvang beteken om besit te neem. Dis daar, neem besit, neem verantwoordelikheid van die krag wat reeds daar is, sodat jy bekragtig kan word. In die vrede van God, maak dit vir ons moontlik. Vers 20, en nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle. Die Here Jesus Christus blaas sy asem oor sy disippels. Hy wil hê dat hulle in staat gestel sal wees om hierdie groot opdrag ook te gaan uitvoer. Maar hulle moet daardie toerusting in besit neem, die Heilige Gees. Met die skepping het die Here die mens geskape, en nadat hy die mens geskape het, het hy sy asem in die mens geblaas, en die mens het 'n lewende siel geword. En so is daar lewe. Dieselfde gedagte kom hier ook na vore, dat hierdie disippels daar voor Jesus staan, en hier kom Jesus, en hy kom bekragtig hulle geestelik, met die Gees van God. Dis wanneer die vrede van God ons vrese uitdryf, en ons by God se saligheid uitgekom het, dat hy ons kan gebruik. Die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan. En dan sal ons in staat gestel wees om te doen wat die Here van ons verwag. Wanneer ons vir die Here iets wil doen, gaan sit stil. Het ek vrede met God? Het ek waarlik vrede met God? Het ek die vrede van God in my hart? Het ek regtig die saligheid wat God vir my wil gee? Word ek bekragtig deurdat ek oopmaak en daardie krag ontsluit in my? Of hou ek terug? Want ek is nog in oorlog met God, of ek is in oorlog met die wêreld. Sonder die Heilige Gees van God kan die mens nie effektief getuig nie. Jy kan miskien getuig, maar die Heilige Gees se krag is nie daar nie. Soos die disippels saam met Jesus dan gewandel het hier op die aarde in die Gees van God in die persoon van Jesus, gaan die Heilige Gees van hier af na Pinkster ook dan inwonend wees om saam met die kerk te gaan.
Die vrede van God ontsluit God se krag in ons. En dis daardie vrede wat Jesus sê, vrede vir julle. Maar die laaste gedagte wat hier uitkom, vrede van God bewerk vergifnis. Die vrede van God bewerk vergifnis. Vers 23, as julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. Die evangelie boodskap begin by vergifnis. Jy's 'n sondaar mens, jy besef dit, jy bely dit voor Jesus, en hy kom en hy vergewe ons. Die mens wat die sondaar is, hy is so gebore met hierdie sondige natuur. En Jesus kom en hy bied daardie vergifnis aan, wat hy bewerk het aan die kruis. Die disippels het nie die mense vergewe nie. Dis nie die disippels en die mense kom en die mense bely voor die disippels en hulle sê nee, jy is vergewe nie. Nee, ons as mens kan nie 'n ander mens vergewe nie. God moet vergewe. En dis bewerk aan die kruis. En Jesus sal ons vergewe en hy sal ons daardie vrede kom gee. Die disippels moes hierdie vergifnis verkondig het. Dis die kerk wat hierdie sondevergifnis moet verkondig. Sonde maak dat daar vyandskap tussen die mens en God is. Dis die sonde in die mens, die sonde waarom ons gebore is, wat oorsaak dat ons verskillende verkeerde dinge doen. En ons dink ons kan maar net aangaan, en dis maar reg, en God sal maar net met ons tevrede moet wees. Nee, daar's vyandskap tussen my en God, want ek doen nie wat sy woord vir my sê nie. Deur God se vergifnis kom daar vrede tussen die mens en God. En dit het 'n uitvloeisel, want dit het versoening gebring tussen mens en God. En dan werk hierdie vrede van God in die weergebore mens, dat hy vrede kan hê met ander mense om hom, met vrede kan hê met die wêreld, en hy ook in staat gestel is om te kan vergewe. Dis nie iets wat ons, nie ek vergewe nie, ek doen dit, want God stel my in staat. Vers 23 wat sê, as julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. Interessant hierdie woord vergewe. Baie interessant. En dit beteken uit die Griekse taal uit, wat dit vir ons beskryf word in die Griekse woordeboek, to send away from oneself. Vergifnis beteken, ek stuur iets weg van my af. Dis om jouself los te maak en te laat gaan. Dis wat vergifnis beteken. Dit is vergifnis wat ek en jy vashou, wat ons bind, wat ons kan losmaak deur die vrede van Christus en laat gaan. Onvergifnis bind 'n mens. Niks met die ander mens te doen, met jou te doen. Vergifnis maak dat die mens los en vrykom. En dit is slegs moontlik deur die vrede van God. Wat keer dalk dat daar onvergifnis in my lewe is? Daar is dalk nog nie vergifnis tussen my en God nie. Daar is nog nie vrede tussen my en God nie. Vergifnis en vrede loop hand aan hand, hulle kan nie geskei word van mekaar nie. Wanneer die sondaar mens na Jesus toe kom en sy sonde bely, dan sal Jesus hom kom losmaak van daardie sonde. Hy vergewe hom, hy maak hom los, en jy gaan vry sonder daardie sonde. Nou kan jy in die vrede van God groei in Christus. Die persoon is dan vry en kan wegstap van daardie sonde toestand af. Sonder vergifnis is dit onmoontlik om die ewige lewe te ontvang. Dan moet 'n sonde besef wees. En ek moet daai sonde bely, sodat ek kan losgemaak word deur Christus se vergifnis. Sonder dit, sonder daardie vergifnis, dan kan ons nooit vrykom nie. Dit hou vas aan ons. Die mens moet dit losmaak en dit laat gaan. Dit is wat die Here bedoel by die vrede van Christus. Die Here Jesus Christus sê,
vrede vir julle. En hierdie vrede van God behels dat vrees uitgedryf word. 'n vreesloosheid vir die wêreld, maar gevul word met die vrees van God. Dit is 'n bewustheid van jou saligheid, daardie versekering dat jy salig gemaak is. Jy kan nie verlore gaan nie, en jy het 'n vaste daar, maar dis die vrede van God wat dit vir jou kom gee. Die vrede van God kom en bevestig die roeping van God, vir my as mens, maar vir ons as kerk. Dit ontsluit God se krag wat hier in ons is. Ek en jy is bekragtig met die Heilige Gees wanneer ons weer gebore is. Maar ons onderdruk hierdie krag van God, omdat daar nie vrede is nie. Daar is vyandskap. En dan die vrede van God bewerk vergifnis. Maak ons los. Sodat ons ook kan gaan en gaan doen wat Christus van ons verwag. Hierdie boodskap omspreek tot elkeen van ons harte vanmôre. En ek dink ons moet onsself evalueer aan dit wat die woord môre met ons kom deel het. Wat die Here met ons gedeel het. As hierdie eienskappe nie deel is van ons lewens nie, moet ons dalk gaan ondersoek instel. Het ek vrede met God? Het ek die vrede van God? Want jy gaan dit sien in die vrede wat ek het in die wêreld rondom my. Mag die Here vir u kom seën. Mag die Here vir u daardie vrede kom gee. Mag die Here u kom losmaak van dit wat keer om sy vrede uit te lewe. Want op die ou einde van die tyd is die opdrag daar. Gaan en maak disippels. Gaan verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Kerke kan hulle so besig hou met baie goed. Baie vraagstukke. Maar die individu in die kerk moet daar by Christus kom en smag na die vrede van God. Sy vrede gee hy vir ons, nie soos die wêreld gee nie. Moenie dink wat ons dink die vrede is nie. Ons moet die vrede van God gaan kry. En waar kry ons dit? Deur sy woord. Die onfeilbare woord van God, wat dit vir ons kom leer en dit te doen. Nie dit nou wil verdraai nie en by my lewe moet aanpas nie. Nee, jy gaan nooit die vrede van God ontvang nie. Die Here seën u ook. Amen. Here Jesus, baie dankie dat ons vanmôre so 'n tydjie kon gekry het in die vrede van Christus en hierdie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Wat ons as mens nie kan produseer nie. Wat ons nie self kan maak nie. Maar net u wat dit vir ons kan gee. Wanneer ons oopmaak voor u en u 'n werk in ons kom doen. Behalwe vir die werk van saligheid, Here, dat u vir ons ook daardie volmaakte saligheid werk kom ontvou en ons die vrede van God sal ontdek in die pad van heiligmaking en ook in die opdrag van Christus. Ons sê dankie, Here, dat u ook met ons is. Dankie dat u met ons gaan wees ook in hierdie middag. Môre die werksweek wat dan voortgaan. Ons bid, Here, dat u vir ons almal sal seën. Dat u gaan kom op die wolke. Nie ons gaan kom haal. Ons loof u wonderlike naam. Amen. Dus vriende, ons gaan